Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons en ons weet jy gaan sommer vandag se diens saam met ons geniet. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek word herinner aan Psalm 23 vers 6 wat sê: "Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe." En ons kan dit as kinders van die Here weet en glo dat dit wat jy het, kom van die Here af. Hy is ons bron, hy voorsien alles wat ons nodig het. So wanneer ons vandag 'n bydrae maak, doen ons dit met blye harte en weet dat jou bydrae weer kom vanuit 'n plek van liefde van die Here af. En jou bydrae maak 'n groot verskil in hierdie wêreld. Die verskeie maniere hoe jy 'n bydrae kan maak, verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk ook sommer saam na ons familienuus. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons spreke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode en save die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons het elke Vrydagoggend 6 tot 7 'n geleentheid waar manne saam kan koffie drink, lewe share en saam bid. Ons hoop om jou daar te sien. Ons het 'n life groep vir seniors. As jy 60 jaar of ouer is, of iemand ken wat graag deel wil word van so 'n life groep, nooi ons jou uit na Woensdag 7 Mei om 10:00 die oggend by die kerk. Ons jaarlikse street store vind plaas op 31 Mei by NG Kerk Bellville Wes, waar ons mense gaan bedien en vir hulle die klere en 'n warm maaltyd gaan gee. Ons benodig veral wintersklere wat in 'n goeie bruikbare toestand is. Om meer uit te vind oor hoe hierdie dag gaan verloop en waar jy betrokke kan wees, woon die infodag om 17 Mei by. As deel van Street Store gaan ons ook 'n serp-projek doen en daar is 4 maniere hoe jy kan deelneem. 1. Bring 'n serp wat jy nie meer dra nie. 2. Brei of hikkel 'n serp. 3. Skenk 1 meter vliesie materiaal of skenk R65 sodat ons 'n meter vliesie materiaal kan koop. Kom ons maak 'n verskil in ons stad. 468 is 'n reis deur Filippense om God se vrede te ontdek in moeilike seisoene of in tye van angs, depressie en uitbranding. Op Woensdag 14 Mei gaan Dr. Aniek Trudeau 'n inleidende sessie aanbied waar sy oor die wetenskaplike aspekte van hierdie moeilike tye, asook wat die woord ons daaroor leer, gaan gesels. Hierdie aand is gratis en almal is welkom. Sien jou daar. Ek sal met die Vader praat. Hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Met die opbou na Pinkster gaan ons met 'n nuwe reeks begin oor die Heilige Gees. Adventure Awaits. Tydens hierdie reeks gaan live groups ook die keuse hê om die luisterkursus of die gawes in aksie kursus in hul groepe te doen. Indien jy nie deel is van 'n groep nie, kan jy die luisterkursus doen hier by die kerk op Woensdae om 7:00. Dit kos R100 indien jy die boek wil koop, of jy kan dit gratis bywoon en jou eie notas neem. Het jy geweet jy kan vir jou parkering betaal met die SnapScan of Zapper apps? Scan net die barcode agter op jou kaartjie. So vir die volgende 2 Sondae gaan ek so 'n bietjie tyd spandeer om met jou net te gesels oor time, talents en treasure.
vir 'n lekker onderwerp om oor te praat en partykeer ek het agtergekom die oomblik as jy hieroor praat, nee, dan is dit asof ouens kies een. Nee, as ons sê die Here het nou vir ons 'n paar goed gegee, time, talents and treasure, dan is dit asof ons wil sê die Here het vir ons iets gegee. So terwyl daai slide op is en jy solank jou gedagtes reg kry vir hierdie woord, wil ons vanoggend 'n koppel wat baie naby aan ons is in die kampus, wat ons wou daai liedjie gespeel het, We Are Marching to Pretoria, vir hulle gespeel het. Gio en Susie kom staan gou vir my hier voor. Hulle gaan die ek wil nou sê die land van melk en honing verlaat, maar ons is baie onder in hele lewe. Kom staan sommer op die verhoog, die mense julle mooi sien. So Gio hulle is al die hele geruime tyd deel van ons kampus. Inteendeel, ons het so daai tyd was so young adults groep begin en toe was Gio een van die enigste hane onder die henne. En ek onthou daar was een Sondag wat ek 'n foto geneem het, sit hy so in die middel en dan sit daar so 'n klomp girls so om hom, jy weet, sit so lang ry. En ja, en Susie was ook natuurlik deel van dit en hulle het mekaar ontmoet en hulle is getroud en saam gaan hulle so met die lewe en so dit is met as gevolg van werksverrigtinge en so aan skuif hulle nou Pretoria toe. Nou hier is 'n paar mense van Pretoria wat hier is, so hulle het al vir julle die pad gaan gereed maak daai kant, so julle kan net gaan bou verder. En een ding weet ek, daar's 'n klomp van ons families kampusse ook daar en daar's 'n klomp goeie kerke. So ons wil net vanoggend bless. Ons wil hulle stuur en sê go and be a blessing also in Pretoria. En ons gaan so opgewonde wees om te sien hoe julle gaan bid vir die bulle nou dat julle daar is. Yes. Hoorie, staan julle net so, ons wil net bless met 'n gebed. Jy wat hier sit, kom ons steek ons hande so uit en ons bless en ons stuur hulle met alles wat voor lê. Here, ons weet dis miskien dalk 'n maklike of 'n moeilike ja, maar dit wat nou gebeur, is 'n klomp goed wat gebeur in hulle lewe. Here, dis 'n verandering, dis 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe omgewing, dis nuwe mense, dis nuwe werk, alles is anders. Maar Here, ons wil kom bid, want ons weet wie U is in hierdie twee mense. Ons sien Jesus in hulle en Here, as hulle gaan, dat hulle sal gaan met hierdie roeping. Ons stuur hulle as 'n familie om te gaan daar waar U hulle ook al heen stuur, Here, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens, dat die liefde van Christus so in en deur hulle sal sigbaar word vir mense om hulle. En mag hulle net die liefde van Christus vir elkeen bring. Dankie Here vir die goedheid en die guns en ook die reis en die beplanning en alles wat voor lê, Here, dat dit smooth sailing sal gaan en dat alles mooi in plek sal val, Here, met die wete dat God is by hulle. Hulle is nie alleen nie, en is God is saam met hulle elke oomblik, elke besluit wat hulle neem, elke keuse, Here Jesus, en ja, van nou af vorentoe. En dankie Here dat hulle deel van ons lewens kon wees en dat ons ook kon deel in die liefde en die vrede en die vreugde wat U deur hulle vir ons gegee het. Ons seën hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie julle. Geniet Pretoria. Kom kuier in die Kaap. En ek weet dit is maar so, almal gaan Pretoria toe en dan kom hulle maar weer terug. Maar geniet die tydjie wat julle daar gaan wees. Okay. So time, talents and treasure. So wat gebeur is, partykeer hoor ons hierdie preke en dan kies jy nou maar een. So wat het die Here my mee geseën? Ek dink vanoggend, jy gaan hoor die volgende 2 Sondae, asof ons bietjie net ons prentjie moet change, want Jesus vertel 'n gelykenis en ek gaan by die gelykenis kom. En die doel van die gelykenis is om vir ons te sê, maar dit is hoe dit werk, funksioneer binne God se koninkryk. So ons het partykeer en ons dink aan goed in ons lewens binne die wêreld se koninkryk. Dit wat vir ons bekend is, nee, ek bedoel die wêreld se koninkryk, dis nie noodwendig altyd net negatief nie. Dit is maar die omgewing waarin jy leef, verstaan jy? Die fisiese wêreld waarin jy leef, waarin jy self bevind. Jy staan op in die oggend, jy gaan werk toe, jy gaan van die laai kinders by die skool af. Jy weet, jy werk hard, jy kom huis toe, eet iets saam, gaan slaap, staan op, weet, en so gaan ons aan en aan. En in hierdie koninkryk amper, hierdie wêreld waarin ons leef, is daar ook 'n goddelike koninkryk. En dan in sy koninkryk werk goed partykeer bietjie anders, en dis eintlik hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het vir die ouens, maar net voor ons daarby kom, het jy al ooit iets gekry, 'n geskenk, wat jy nie gebruik nie? Wees nou eerlik. Sê gou vir iemand dalk langs jou, wat is dit? Nee. Ek het so 'n paar pictures hier op, maybe kan dit jou help, van die goedjies wat daar op is, jy weet. Ja, daar is so een geskenkpakkie daaronder wat ek sien altyd net so weer toegemaak word en aangestuur word vir iemand anders. En hy beweeg so rond. Jy weet, as jy hom kry en daar so 3 name op, dan weet jy hierdie ouetjie het al sy gang gegaan.
Okay, en daai mes is impressive, maar ek bedoel partykeer kry jy iets wat so complicated as jy dink ek wens ek weet hoe werk die ding. Jy weet, so dis great, maar dis useless. Ek bedoel 'n koppie wat sê happy birthday. Weet nie, wat drink jy op hom? Net elke keer as jy verjaar, een keer. Ek weet nie. Maar anyway, jy kry partykeer hierdie gift. Nee, dan dink jy dis nou useless. Wees eerlik. Wat maak ek met hierdie ding? Dan smiley maar en ja, baie dankie. Dis great en so aan. Maar die prentjie is, daar's 'n dieper vraag agter dit, nê? Het jy al ooit 'n geskenk gekry wat die Here vir jou gegee het wat jy nie gebruik nie? Gebruik jy al die gawes, al die geskenke, alles wat jy van God af ontvang het, gebruik jy dit werklik? Of het die Here jou dalk goed gegee, toegevoeg in jou lewe wat jy eerlik hier kan sit en sê, Rian, ek dink nie ek gebruik dit lekker nie. Ons gaan nou oor dit gesels nou, die 3 kosbare goed wat die Here vir ons gegee het. Natuurlik is time, talents en treasures. En ek wil jy moet dit sien as een ding. Jy weet, maar nou nie hier gaan en net kies, ja, ek wil daai nie. Ek wil nie treasures kies nie, want dan dis geld. Ek wil nie moenie my daaroor praat vandag nie. Asseblief, praat eerder oor my talents. Dis lekker. Praat oor my talente. Ek kan nog 'n koek bak of ek kan nog 'n verstaan jy, vis vang, wat ook al. Maar die prentjie is, praat eerder oor daai goede, maar ek dink ons moet kyk, almal wat hier sit, nê? En as jy vir iemand kyk, almal wat hier sit, het ergens tyd aan hande. Die Here het vir jou tyd gegee, nê? Party van ons het nie tyd nie, maar ons gaan daaroor gesels, nê? Deur hierdie woord mag dit miskien vir jou daarop neerkom dat jy verstaan jy het actually baie tyd. Die ander ene is ook natuurlik talente. Almal wat hier sit het talente. Almal, elkeen het 'n talent. Party sin is dit heeltemal anders as ander mense sin. Verstaan jy? Ek bedoel om natuurlik seker, daar's ouens wat hierdie kompetisies inskryf van eet hy die hoeveelheid burgers in 'n sekere uur, jy weet, en dan is daar 'n wêreldrekord. Ek bedoel of by die restaurant. Dis 'n talent. Ek bedoel weer talent, maar dis 'n talent seker. En dan treasures. Ek bedoel almal van ons het geld. As ons praat van treasures, ons dink aan geld. Almal het geld. Party het baie, party het min, maar almal het geld. So die prentjie is, as jy na hierdie 3 kyk en jy eintlik sê die Here het jou geseën. Hy het vir jou geskenke kom gee. Hy het vir jou goed gegee en sê jy het die volgende. Nou is die vraag, gebruik ons dit? Want in die normale wêreld wil ons nie altyd alles wat ons het vinnig opgebruik nie, en ons gaan kyk na die gelykenis wat Jesus actually kom vertel het oor talente. Okay? En ek kom praat, en ek wil dit praat oor gawes. So ek wil jy met hierdie 3 saam sien, want ergens is alles iets wat die Here vir ons gegee het. So ek lees in die boodskap, want jy ken hierdie ene baie goed, hierdie gelykenis. So ek vat in hierdie boodskap om lekker lees vanoggend soos die storie gebeur het. So daar staan geskryf in Matteus 25, staan daar geskryf. En daar is nog 'n ander verhaal ook waaruit jy iets oor die koninkryk van God kan leer. Sien jy waaroor gaan hierdie gelykenis? Ons stop gou daar. Dit gaan oor ek wil julle iets leer oor die koninkryk van God, nê? Die nuwe koninkryk. Die koninkryk wat ek nou op aarde besig is om neer te sit. Wil hy vir sy disippels sê, daar's nog iets wat ek julle wil leer oor hierdie koninkryk. Hierdie koninkryk is anders as die manier hoe almal leef en dink, redeneer. Hierdie is God se koninkryk. Hy sê, goed, 'n ryk man moes vir 'n lang tyd weggaan. En hy roep toe al sy werkers bymekaar, julle moet asseblief na my goed kyk terwyl ek weg is, sê hy, en deel sy goed onder hulle uit. Aan die een het hy 5 bondels geld gegee, aan die ander een 2, en aan nog een net 1 bondel geld. Hy het hulle goed geken en geweet wat om vir elkeen te gee. En daarna is die ryk man daar weg. Dadelik sonder om op hom te laat wag, het die een met sy 5 bondels geld daarmee aan die werk gespring. Die geld het geleidelik vermeerder en 10 bondels geword. Die een wat 2 bondels gekry het, het net so goed gevaar. Hy het ook sy geld verdubbel. Maar met die derde een het dit nie so goed gegaan nie. Hy het ook aan die werk gespring, maar nie soos die ander nie. Hy het 'n gat gaan grawe. Daar het hy die bondel geld wat hy gekry het, mooi gaan wegsteek. Okay. Julle ken die storie nou verder, maar wat nou hier gebeur is, hierdie ou gaan weg, hy sê, julle moet die punte hoor, hy sê, goed, Jesus wil ons iets leer oor die koninkryk van God. Dan gebruik hy 'n voorbeeld, hy sê, ryk man gaan, hy het 'n klomp ouens wat hom werk, inteendeel, hy ken hulle baie goed, hy weet presies hoe elkeen dink, redeneer wie hulle is, en wat hulle swakpunte is, wat hulle sterkpunte is, hierdie storie ken hy sê, so hy besluit toe, hy gaan vir hulle elkeen iets gee, soos in gee, vrylik gee. Hy sê, hy gee vir jou 'n klomp, hulle praat daar van 5 muntstukke, ander ons praat van talente, hier in die boodskap praat hy sommer van 5 bondels geld, so hy gee vir elkeen, hier is vir jou, en hy gee vir hulle, want hy weet wie hulle is, so vir jou kan ek dit gee, vir jou kan ek dit gee, soos wie jy is, gee ek vir jou wat jy nodig het, weet wie jy is, gee vir elkeen iets anders, almal het nie dieselfde gekry nie, elkeen is verskillend,
En toe gaan elkeen soos wie hulle is, en hulle doen wat hulle doen met dit wat hulle gekry het. Nou, dis nou 'n mooi storie. En dan kom die laaste ou en hy sê, so hy het gedink wat hy doen is dis wat hy doen. Hy gaan dit wat God vir hom gegee het, actually glad nie gebruik nie. Want daar's redes. En ons kom daarby. Maar nou gaan die gedeelte aan in vers 29 sê, en hy wat bereid is om te werk met wat hy het, sal nog meer kry. Wie egter allerhande verskonings wegkruip en nie skouer aan die wiel wil sit met wat hulle het nie, sal uiteindelik ook die bietjie verloor wat hulle het. Want ons weet wat het gebeur, hy het nou die ou wat die meeste gehad het, ek sê goeie getroue dienaar, en toe sê hy vir die ou wat die minste gehad het, jy het nou baie swak gedoen en jy was nie goed nie, en toe vat hy die bietjie wat hy weet en hy gee dit vir die ou wat die meeste het. En die prentjie kom daarop neer dat die ou wat die meeste het nog meer gekry. So die belofte van die gelykenis, dis waar hierdie hele gelykenis gaan oor dit. Hy wat bereid is om te werk met wat hy het, sal nog meer kry. Met ander woorde, hy wat dit gebruik, wat ek vir hom gee, gaan nog meer kry. In God se koninkryk werk dit so. As jy iets gebruik, dan word dit meer. In ons wêreld werk dit so, as ek iets gebruik, dan word dit minder. Nee? En dis hoekom ons baie keer nie lekker die goed te verstaan nie. Ek bedoel, by ons is dit logies. As ek net vir jou vandag sê, kom eet by my huis, en hier's 'n bak vol hamburgers om te eet, hoe meer jy gaan eet, hoe minder gaan die hamburgers word. Nee, dis logies. As ons dit meer gebruik, word dit minder. Nee? In hierdie koninkryk en hierdie gelykenis sê Jesus, nee, maar hier waar jy dit meer gebruik, word dit meer. En die ou wat dit nie gebruik nie, syne word minder. Dit is heeltemal andersom as hoe ons dink en redeneer. En dan is daar 'n paar goed wat in hierdie gelykenis uitkom. Die eerste een is, God vertrou jou, en dis wat ons gesien het in die prentjie, hy ken die ouens, hy vertrou jou, hy sê, ek gaan vir jou iets gee, you know wat, omdat ek jou vertrou. Nou dink aan vir almal reg deur die wêreld, elke mens, vertrou God, dat hy sê, vir jou gee ek sekere gawes, talente en treasures, nee, gee ek vir jou. Okay, die volgende een is, as ons soos hierdie ou dit vat, gebeur daar iets wanneer ons dit in geloof doen. Geloof lei tot aksie, met ander woorde, wanneer jy dit iets daarmee doen wat God vir jou gegee het, as jy dit vat en jy sê, ek gaan dit actually nie dit hou nie, maar ek gaan actually in geloof iets hiermee doen. Ek gaan dit actually begin gebruik. As ek dit begin gebruik, dan lei dit tot aksie en dit ver geloof om dit te vermeerder, of laat dit kan meer word, dat dit kan inpas by hierdie beginsel. Die derde een is vrees, ons gesien daai ou wat die goed gaan wegsteek het, lei tot passiwiteit en traagheid, geen groei nie, geen vrug nie, hy is bang vir die eienaar, ek is net bang ek verloor het, ek gaan actually niks daarmee doen nie, of ek is bang vir myself, ek weet nie hoe nie, ek is te bang om iets daarmee te doen, so ek gaan eerder net passief wees, dan kan dit nie groei nie, daar kan niks daarmee gebeur nie, want daar's nie 'n seën op dit, en natuurlik die ander ene om te besef, maar ek bly in hierdie calling, dit wat die Here vir my gegee het, verantwoordbaar teenoor hom. Dis nie verantwoordbaar teenoor mense of omstandighede nie, nee. Dis verantwoordbaar teenoor die een van wie ek het gekry het. Dis vinnig wat hierdie gelykenis vir ons sê. Maar kom ons breek hom af en ons maak hom makliker. Ons begin daar. Die eerste is God gee omdat hy vertrou. Ek wil dit altyd omdraai. Vertrou ek God genoeg om te besef, hy het goed vir my gegee, ander woorde, hy het vir my gegee, so ek vertrou dat hy 'n plan daarmee het, maar die prentjie is, hoor dit, God sê ek vertrou jou genoeg, deurdat ek vir jou sekere goed kom gee het, ek het vir jou sekere, en dan is praat van al drie, nee, ek het vir jou sekere tyd gegee, ek het vir sekere talente gegee, en ek vir jou sekere treasure in Afrikaans, dan seker ting gegee, as met 'n T moet begin, okay? Ek vir iets kom gee. So God vertrou jou. Romeine 12 skryf het, daai eerste gedeelte sê hy, in his grace, Romeine 12 vers 5, nee? Vers 6, God has given us different gifts for doing certain things well. In his grace. Het gaan altyd van God se genade af. Hy sê, uit my genade het ek vir elkeen van julle verskillende goed gegee, om sekere goed te doen, to do it well, not mediocre, to do it well. Okay, nou die prentjie is, as ek praat van gifts, gawes, geskenke, sluit dit in time, talents en treasure. Kyk gaan na daai 3, dan sê jy, goed Here, iets vir my gegee, het ek tyd? Nee, Here, dan seker nie vir my tyd gegee nie, my dag is te vol, nee. Het ek talente?
jy kan dit seker 'n talent noem, ek is nie seker nie, maar kom ons sê maar ek het. En dan kom ons dalk by treasures, het ek, ek altyd net te min. Ek voel altyd, as ek net so bietjie meer gehad het, so ek sê ekstra, dan was die lewe anders. En ek dink ons sit partykeer en voel so, en nou, as gevolg van daai prentjie, wil ek nie dit meer gebruik nie. Ek kan nie meer tyd gee nie, want ek het klaar so min tyd, nee? Ek kan nie meer vir my talente gee nie, meer op dit, my talente gebruik nie, want, ja, ek is al klaar so onderdruk, nee? En dieselfde met my treasure, ek kan nie meer geld gee nie, want, ja, ek het net te min. Jy sien, want die ding is, ons wil nie dit moet opgebruik raak nie, maar hierdie gelykenis het gesê, as jy die geskenke dit ontwikkel die geskenke deurdat jy dit gebruik. So as jy die geskenke gebruik, dan ontwikkel dit ewe skielik. Hy sê, dis hoe God se koninkryk werk. Kan ons daaroor dink? Kan ek my gedagtes kry en sê, Here, goed, ek wil u glo, ek wil u vertrou, dat om hierdie goed te gebruik, gaan dit meer word. Met ander woorde, skryf daar, en God se koninkryk vermeerder gawes as dit gebruik word. Dit sluit skatte in. Jou gawes vermeerder as jy dit gebruik. So, maar ek het geweet, as ek nou dit sê, gaan almal nou hier sit vanoggend, en julle gaan my soos aankyk, omtrent soos julle my nou aankyk. Toe dink ek gaan 'n bietjie hulp inkry. Ons het 'n professor Flax von Bamboozle, wat hier in die huis is vandag, en as julle my nie wil glo nie, kom ons vra vir hom. Kom ons gee 'n lekker handeklap vir professor von Bamboozle. So vir my mad scientist weergawe het ek gedink om so te klink soos 'n scientist, om dalk so 'n paar Duitse woorde te gebruik, net 2, nie meer as 2 nie. So as ek woorde soos jawol en wonderbaar, dan klink ek daarom soos 'n scientist, alright? So wat in hierdie houer is nie Vicks Medi-Night nie. Okay. So wat dit voorstel op hierdie oomblik is, ek en jy as hierdie glashouer, en dit is ons tyd en talente, dit is ons gawes, en ek wil net hierdie praise and prayer reports wegvat vir 'n oomblik, want dit mag dalk onderdrang wees, nee. So hier's ek en jy as 'n wessel vir die Here, maar ons sit met gawes en talente, so ons is wonderbaar, alright. Maar, om ons talente en gawes binne ons te hê, en niks daarmee te doen nie, help nie die wêreld nie, dit gaan net daar bly. Nee, om hierdie eksperiment nou te wys, het ons gedink wat daar binne is, gaan vir my en jou kan toonstel wat gebeur wanneer ons besluit om ons gawes en talente te vul met geloof en bereidwilligheid. Die oomblik wanneer jy jou geloof en bereidwilligheid by jou gawes en talente gooi, dan raak dit meer en meer. Dit borrel uit. Ek hoop dit borrel vinnig uit, gee hom net so skit. Ek het gevra of ons kloor en water kan gebruik vir die eksperiment, maar dit sou nie so mooi gewerk het nie. Maar sien hoe dit uitkom en styg, want dit is wat binne my en jou gebeur, wanneer ons gawes en talente gebruik met bereidwilligheid en geloof. Dit lyk soos 'n cream soda float, nee. So ek het nou nie water in wyn verander nie, maar ek wel 'n cream soda float gemaak vanoggend. So daar sê, dit is my science experiment vir julle. Ja, ons kyk of hy oorloop deur die verloop van die dag. Die prentjie is, dankie professor, jy kan nou maar gaan sit, né? Ek dink ons doen sulke goed dat dit in jou mind vassteek, as jy by die huis kom en dan dink jy die hele tyd aan hierdie, wat ek wil omval, hierdie ding van 'n klein bietjie wat jy iets bysit en dit word meer. Ek dink die prentjie van God se koninkryk, hy wil vir ons kom sê, ouens, dis eenvoudig soos dit, nê? Jy het 'n gawe, jy het 'n talent, wat ek vir jou gee, geskenk, wat ek vir jou gegee het. Maar jy moet iets byvoeg. In die oomblik as jy iets byvoeg by dit, dan verander dit, dan change dit. En dit wat jy moet bysit is eintlik geloof, want die prentjie is, as jy hier sit vandag, jy sê God het elkeen van ons iets anders gegee, nee. So as jy dink dit wat ek het, en dit werk so, hoe meer ek in dit belê, of hoe meer ek in dit glo, of hoe meer ek dit begin gebruik, hoe meer ek dit begin tentoonstel, dis asof die woord vir jou wil sê, maar besef jy binne God se koninkryk, gaan dit dan meer word. Nou, dit maak logies vir ons nie sin nie,
dat dit meer word nie, maar die prentjie is, dit is wat die special ingredient, dis wat geloof is. Jy sien, as jy byvoorbeeld, kom ons vat nou geld vat. Nou geld is iets wat ons almal oor nogal redelik, ons lewens redelik nogal beïnvloed, nee. Nou, die oomblik hoe meer jy geld uitgee, besef jy, maar luister jy, daai geld gaan nie terugkom nie. Nee. Maar in God se koninkryk wil hy amper vir jou sê, maar Malagi sê dit, en as plek wil hy amper sê, maar toets bietjie hierdie beginsel. As jy dit gee, binne my koninkryks reëls. Hy sê, is daar kom 'n ander reëls betrokke by dit. Hy sê, daar gaan geld kom van ander plekke af. Hy sê, gaan toets dit. En ons kan dit nooit uitfigure nie. Ek sê altyd, die Here se wiskunde werk anders as ons in, nee, want ons gee en dit raak minder, sy nou jy gee en dit word meer. En dan is ons baie keer nie seker nie, maar al hoe ons oor daai onsekerheid kan kom, is met een ding. En dit is geloof. En hy het dit vir ons gegee. En die woord sê, as jy 'n bietjie geloof van 'n mosterdsaadjie. Goed, so ek skryf daar, onthou nou, nee, gawes in sy koninkryk ontwikkel deur dit meer te gebruik. So jy word nie gebore met 'n wonderpotlood wat jou dadelike kunstenaar maak nie. Dis nie so nie. Ek bedoel, jy's nie iemand, 'n jong laaitie, en dan ewe skielik het hy hierdie potlood en daar's 'n meesterstuk, sit teen die muur op, almal sê, wow nie. Dis actually iets wat die Here in jou geplaas het, 'n gawe, 'n talent wat in jou lewe geplaas het, wat meer word hoe meer jy dit beginne gebruik. Later kom jy agter, dis nie meer stokmannetjies nie, is actually nogal nice, dit lyk soos 'n gesig. Kyk die oë, kyk die detail, en dan begin daar diepte kom, en dan is daar skaduwee, en dan is daar kleure, en alles wat bydra, en dan is daar 'n Picasso. Verstaan? Dieselfde met as jy oefen. Ek bedoel, Rian hulle wat hier voor staan, hy word nie beter omdat hy so gebore was nie. Ek bedoel, hy was nie gebore en die eerste ding wat hulle in sy hand gegee het was 'n gitaar. Glad nie. Dit het vir hom dalk so geklink of so gevoel, maar dit was nie so nie. Hy moes actually gaan sit op 'n dag, seker iewers, en besluit, ek gaan hierdie ding begin leer speel. En dan het hy begin. Hy moes begin, ek dink in die begin hoe dom jou hande is op 'n instrument. Jy weet nie, jou vingers wil nie werk nie, en niks, en as jy sing, dan klink vir jou dit soos 'n nagtegaal, maar dit is nie. Erg, die bure, honde hardloop weg, almal. Onthou julle weer die talent wat hy van sy pa geërf het met musiek. Sy pa speel, wil niks uitkom nie. Hy het gedink, hy gaan daar staan voor daai klavier, en die Here gaan vir hom die talent gee. Prentjie is inoefening. So eintlik begin ons tog iets verstaan, dis hoe dit werk. Hoe meer ons dit wat die Here vir ons gee, gebruik, nee, hoe beter word dit. Ek skryf jou geloof, en hier is 'n baie oulike voorbeeld, 'n braai-fan. As jy enigsins in die Suid-Kaap gebly het, of selfs hier in die Wes-Kaap, maar veral in die Suid-Kaap, waar ons verlang gebly het, wil ek vir jou sê, die droogste hout kan jy nog so uitdroog, dan val die water so uit dit uit, nee. Dis wat hulle guarantee droog hout. Dan verstaan jy iets van 'n braai-fan, nee. Want jy het 'n vuurtjie, maar hy maak niks tot jy hom aanblaas nie, nee. Nou jy het fancy goed gekry, daai wat hulle so dingetjie wat so draai, of dan daai blaasbalkene wat so is, of sommer hierdie cheap is vandag. Hy kos jy R30 of wat ook al is, so plastiek enetjie, nee. Ek het nou 'n fotootjie van hom. Maar met hom is dit 'n klein vlammetjie wat aangeblaas word deur geloof, maak dat 'n groot stuk onmoontlike hout wat nooit sou gebrand het, ewe skielik vlam vat, want daar's 'n special ingredient wat die Here vir jou byvoeg, en dis geloof. So hierdie vers sê dit vir jou in 2 Timoteus, daar's daai braaiventjie, nee, daai ou eenvoudige dingetjie. 2 Timoteus 1 vers 5 in die Living Translation lees soos volg. Hy sê, I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother Lois and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong in you. Hy sê, eerens het hierdie geloof al 'n storie wat jy gehoor het in jou verlede, van stories wat jou ouma vertel het en wat jou ma vertel het, van wat geloof is, en hy sê, daai geloof is nie vir jou vreemde ding nie, dis iets wat deel van jou lewe geword het, wat deel van jou lewe is. Jy het net nog nooit dit begin gebruik nie, jy het gehoor, en ek wil dit vir jou sê, hier sit ons vandag, en jy hoor stories van mense wat goed in geloof gedoen het. So geloof is nie vir ons iets vreemds nie, maar nou die oomblik as ek geloof moet gebruik, vir die eerste keer, dan raak dit vir my 'n vreemde
konsep, dit raak vir my vreemd, want dit is goed om te hoor die stories wat my oupa en my ouma vertel het, of wat my ma vertel het, of wat ook al, of die vriende of mense om my vertel het, en ek hoor hierdie stories, en dis wat hy vir hom sê, jy daardie geloof ontvang, die oomblik as iemand, want geloof skep geloof, so die oomblik as iemand iets in geloof spreek, ek hoor dit en ontvang ek geloof. Dis wat hy sê. Hy sê, and the faith and continue strong in you. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Hy sê, gebruik hierdie geloof, wat jy al van gehoor het, hy sê, en dis soos die braaifan, wat hierdie vuur aan die brand gaan steek, deurdat jy dit aanblaas, die gawe. So die amazing deel is, die Here sê nie net vir ons, hierdie het nou slap, die Here sê nie net vir ons, hy het vir ons gawes gegee, en dis dit nie, hy sê ek het vir jou gawes gegee, wat ek vir jou sê in my koninkryk, gaan meer word die oomblik as jy geloof, bereidwilligheid toevoeg. So in ons prentjie is, asof die twee konsepte staan ver van mekaar af, daar is my geloof, wat ek gebruik, ek weet nie altyd vir wat nie, en hier is my gawes, my talente, wat die Here vir my gegee het, my treasures, en ek wil die twee goed nie saamvoeg, soos ons hier saamgevoeg het nie, maar die oomblik wil hy vir jou sê, as jy die twee goed saamvoeg, dan verstaan jy die beginsel van my koninkryk, en dan het jy die krag om meer te word, die geleentheid om meer te word. Jy sien die ander kant teenoor dit, vrees, begrawe gawes, want die ou wat net een muntstuk gekry het, was actually bang. Hy het gesê, met die ou vir wie ek werk, hy's hard en hy's kwaai, dis 'n moeilike man. En ek is, as gevolg van die vrees, ek is so bang wat mense van my gaan sê, of ek is so bang vir die gawe, maybe is dit wat die Here vir my gegee het, is dit vir my onbelangrik, of ek sien myself as onbelangrik, want dis wat vrees doen, vrees maak dat jy voel, maar wel, dit wat ek het is nie genoeg nie, dit wat ek het kan nie berge versit nie, dit wat ek het, of ek self is nie goed genoeg nie, ek is onbelangrik, so met ander woorde, Here iets my goed gegee, maar ek kan dit nie gebruik nie, want die prentjie, my beeld daarvan is net nie reg nie. So, vrees, geen moeite gedoen nie, en aan die ander kant is, hy het sy kans verloor. Skryf dat selfs wat hy gehad het, is weggeneem. Hy is ontneem daarvan om ten volle te leef, to be fully alive. Dit wat die Here vir jou instoor, wat is dit as ek sê fully alive? Dit beteken, jy leef die lewe wat God oor jou lewe droom. Daar's niks wat jou weerhou om daardie lewe wat God oor jou droom te leef nie. That's to be fully alive. So die prentjie is, hy het sy kans verloor, deurdat hy nie gehoorsaam en geloof, God vertrou het, dat die Here gaan toevoeg, die waarmaak van hierdie belofte gaan maak, dat dit gaan vermeerder, wat die Here voor vertrou nie, en ek kon nooit daarby uitkom nie, en daai bietjie wat hy gehad het, is van hom af weggeneem. Dit is my baie hartseer as jy dit hoor. Hy het gegee, hy het dit gaan wegsteek en dit word weggevat. Soos die Here sê, as jy dit nie gebruik nie, die teenoorgestelde, dan gaan dit minder word. As jy dit gebruik, sê die Here, gaan dit meer word. As jy dit nie gebruik nie, gaan dit minder word. Dis heeltemal teenoorgesteld van hoe ons leef, hoe die wêreld vir jou vertel hoe dit werk. Sê die Here, maar onthou, jy's in my koninkryk, jy's op hierdie aarde, but within my kingdom, die nuwe koninkryk wat ek gee. So die vraag is, ek wil begin afsluit, hoe begrawe ons gawes? Ons begrawe tyd, deur dit te mors op nuttelose goed. So, ons almal sê partykeer, ek het nie tyd nie. Maar wat doen ons partykeer met ons tyd? Ouens, party ouens se selfoonskerms is al so duik in geskrul. Nee. Maar ons het nie tyd nie. As jy mooi gaan kyk, as jy mooi gaan dink, ek dink as jy elke aksie van jou in 'n dag gaan opsit vir presies hoe lank dit vat, presies, dan gaan kyk jy en gaan daar tyd wees om te sê, of anders bid en vra, Here, help my dat ek my tyd beter bestee, dat ek gaan kyk waantoe my tyd gaan, waar gaan maak, ja, inventaris van tyd, nee, gaan kyk, waantoe gaan my tyd. Andersins, daai tyd wat jy mos nou net mors, is so goed soos jy begrawe,
die een geskenk wat die Here vir jou gegee het. Die ander natuurlik is talente. En dis maar dieselfde as ons te bang of te lui is om ons talente te gebruik. Jy weet, vir een of ander rede. Amper ek. En talente sluit nou 'n klomp goed vir my in. Dit sluit ook geestelike talente in wat ek so wil stel, wat amper wil kom en sê, Here, jy het my ook 'n gawe gegee om dit vir iemand te kan doen. So dink om verder net as fisiese talente, en dan natuurlik die ander ene is skatte. Selfde, sodra ons geld net op onsself spandeer, onthou die prentjies, die Here wil dit juis sê, dis die beginsel, you are blessed, jy is geseën met wat jy het. Nou, blessed beteken nie net, ek is blessed as daar oorvloed is nie, nee, dis dit ook, but what I have, I'm blessed for, with, blessed to be a blessing, gebruik om te, verstaan, dis die prentjie, en ek wil hê met vanoggend na die 3 kyk as een, en sê die Here het my geskenk gegee, wat bestaan uit verskillende goed, en hoe kan ek dit gebruik om meer te word? So ek sluit af net met 'n paar praktiese maniere, as jy hier uitstap, sê Here, help my, dat ek hierdie goed in my lewe kan regkry, en daar's 'n paar wat ek jou gaan gee, so 5, die eerste een is natuurlik bid, dis waar dit altyd begin, praat met die Here en vra van Here, wat is die gawes, wat is die goed wat U vir my gegee het, vra hom. Partykeer gaan ons deur die lewe en ons is so onseker, ouens kom en sê, kan ons asseblief net ergens 'n toets skryf, wat die toets vir my kan sê, wat my gawes is, ouens, vra die Here, hy gaan vir jou sê. Dink jy, as jy regtig na hom toe gaan en sê, Here, wat is die gawes wat U vir my gee het, dink jy nie daar gaan ergens iets opkom natuurlik, wat 'n liefde voor in jou lewe, wat jy gaan ontwikkel om te sê, ek het 'n liefde vir mense, ek het 'n liefde vir musiek, ek het 'n liefde om mense te leer, of om mense oor finansies iets te coach, of om mense te help, of om fisies iets te gaan doen, ek het 'n liefde, daar's iets. Die Here gaan daai na vore bring, dit gaan so begin surface, vra die Here. Die tweede natuurlik begin klein, jy hoef nie die hele wêreld te verander op dag 1 nie. Verstaan, maar gebruik dit wat jy het in jou hand nou, gebruik wat jy nou het. Here, ek het nou hierdie R50, en ek wil dit graag gebruik om mense te bless. Verstaan, of wat ook al. En kry jy 'n mentor, 'n geestelike mentor natuurlik, of iemand wat net verstaan in die area waar jou talent of jou gawe is om jou te begelei in daai proses. Kry iemand. Sê Here, ek gaan dit doen, en dan die volgende, skryf dit neer. Alles, dit wat vreugde gee, gaan skryf dit goed neer. Ek sê, dit kan jy na jou roeping verwys, dit kan vir jou wys, maar hoorie, dis actually your calling, dis waarvoor die Here jou gestuur het. So hou rekord van die goed wat jy doen, en dan natuurlik, wees getrou. Ek skryf dat God gee meer aan diegene wat getrou is, dit het ons gesien in daai gelykenis. Hy sê selfs die bietjie wat die ou het weggevat, so wees getrou, en vertrou die Here, en sê Here, die goed wat U my gegee het, ek vertrou U, dat dit my wêreld en die mense om my gaan verander. Ek wil vanoggend vir jou bid, en die worship team kan na vore kom, en net dat ons op hierdie punt vanoggend is, om te sê, Here, dit wat U vir ons instoor het, Here, dit wat U vir my instoor het, kom vertrou ek Jesus, dat dit net nog meer en meer en meer sal word in my lewe. So kom ons staan op daar waar jy is. En as jy opstaan, kan ek jy vanoggend vra vir die eerste ding, net om te sê, Here, wat het U vir my gegee? Dink aan daai geskenke wat jy partykeer kry wat jy nie gebruik nie, dan staan jy en sê, Here, wat het U vir my gegee? En gebruik ek dit wat U vir my gegee het? Maar as met die Here hieroor praat, onthou net dit, sê Here, in U koninkryk, as ek dit gebruik, gaan dit meer word. So dan is die vraag eintlik, Here, wat wil ek hê moet meer word, moet vermeerder in my lewe? Wat is die goed wat ek graag wil sien moet vermeerder? Want hierdie is 'n geloofstap, Here. Hierdie is niks wat ek nou doen is menslik moontlik nie. Hierdie is die bo-menslike, die bo-natuurlike, die koninkryk van Gods beginsels waarin U wil hê ons moet leef. The life we live now, we live it through faith. Ons leef deur genade, Here. Ag, deur geloof en genade. En as jy iets vanoggend het, wat jy sê, Here, dis wat ek wil sien, moet meer word. Ek wil hierdie meer gebruik, sodat dit meer word. So die klem val op, Here, ek moet dit begin gebruik. Want hoe meer ek dit gebruik,
beloof die woord, maar hoe meer gaan dit word, Here. Is dit tyd? Is dit talente? Is dit treasures? Spring dit vanoggend vir U. En jy weet wat dit is, en terwyl jy dit in gedagte het, is tussen jou en die Here, wil ek vanoggend net vir jou bid. Here, ek wil net kom eer vir wie U is. Jesus, dat U ons so duidelik kom leer in ons lewens. Here, U kom maak dit eintlik vir ons so maklik. Dis net vir ons om te groei, vir ons om deur die teaching net 'n volgende tree te gee, Here, om net die volgende ding te doen, Here. Dis wat dit baie keer moeilik maak, maar Here, dis waar U ons presies waar U ons wil hê. U wil graag hê ons moet vandag anders wees as wat ons gister was of 'n jaar terug was, Here. Die volgende stap, die volgende plek. What is next, Lord? En dis waar ons nou is, Jesus, om voor U te staan en te sê, Here, help ons ook daar waar ons geloof nodig het, so that we can trust You, dat ons U kan vertrou. Dankie, Here, dat dit wat ons vir U bring, ons glo, ons gaan sien hoe dit vermeerder, ons gaan sien hoe dit mense se lewens kom verander, ons gaan sien hoe mense aangeraak word, ons gaan sien, Here, hoe mense U gaan eer en prys daarvoor, hulle gaan, dat die eer en die prys en die heerlikheid U gaan toekom, Here, die lofprysing gaan U toekom, en mense gaan U naam besing en verheerlik, om te sê, but something changed, iemand was op 'n stadium gehoorsaam, en ek is 'n bewys daarvan, ek is 'n nuwe skepsel, my lewe het verander. Iemand het actually tyd gemaak vir my. Ons bid dit in die naam. Dankie, Here, vir die goedheid. Dankie, Here, vir die getrouheid. En Here, ek ervaar so in my gees, daar is mense wat struggle op hierdie oomblik, net met die druk van die lewe. Here, ek wil kom onder hulle arms inkom vanoggend, en ons wil as 'n gemeente hulle arms kom optel en sê, vergeet van die druk en sien die seun, sien Jesus Christus raak, sien sy heerlikheid, just gaze upon his eyes, en kyk, sien hom, behold the Son of God, wat voor jou staan vanoggend en sê, Here, as dit is wat U sê, Here, gaan ek opstaan, Here, want hierdie wêreld, sê die woord is peripheral to the Son. Here Jesus, die wêreld raak weg, die wêreld is in al sy uitdagings, Here, verdwyn, as ek fokus en my fokus op U plaas, en ek in U oë kyk, Here, en mag ek dit nou beleef, ek bid, dat jy dit nou sal beleef, die heerlikheid van God wat oor jou skyn, maak dat alles om jou, soos miswolke voor die son wegraak. Dis wat die Here vir jou instoor het. Al wat ons moet doen is, trust Him. Die een wat die werk in jou begin het, en die een wat die werk in jou voltooi. In Jesus naam, dankie, Here. Amen. Is the name above all names, is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, His name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve Him through it all. With all my might, I will give Him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ.
every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center of it all. He's taken every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center